In die nuus vanaand. 'n Motorhandelaar van Mbombela moet antwoorde gee oor omstrede voertuig op sy vloer. Die liggaam van 'n man wat deur vloedwater meegesleur is, uit rivier gehaal. Goeienaand en baie welkom by die Vrydag aand aflewering van die Afrikaanse nuus. Die Mpumalanga sakeman Yusuf Omar is by sy motorhandelaar in Mbombela in hegtenis geneem. Dit nadat die spesiale ondersoekeenheid 'n hofbevel op hom beteken het. Dit is deel van die eenheid se voortgesette ondersoek na beweerde onreëlmatighede wat verband hou met die Tembisa Hospitaal. Die eenheid het ook 'n spesifieke voertuig geteken wat sentraal tot die ondersoek staan, wat na bewering die onderwerp was van 'n transaksie waarin betaling gemaak is ten spyte daarvan dat die voertuig nie oorgedra is nie. The investigation actually found that pursuant to the preservation order, the car has actually moved from one dealer to the other. And what actually is happening is that there was never a physical movement of the vehicle. It's only money that has exchanged hands. So in some instances, it's about four times that the car actually never left the dealership, but money had been paid. And one of these instances is that when the curator was actually doing a routine check in relation to the e-notice, that is where they picked up that indeed the car had been sold, and hence the photographs and hence the order that we are here for. Die bewyse voor die Madlanga kommissie dui daarop dat kolonel Gavin Jacob van die Valke 'n onervare polisiebeampte in beheer geplaas het van die Junie 2021 dwelmklopjag. Die dwelmfonds is later by 'n polisie stoorfasiliteit in Port Shepstone gesteel. Bewyse dui ook daarop dat luitenant-kolonel Kwasi Kwakwe Sibiwe nie prosedures bevraagteken het oor die R200 miljoen dwelms hanteer is nie. Die kommissie het probeer vasstel of dit inderdaad so was. Sibiwe is een van die sleutelrolspelers in die Junie 2021 dwelmklopjag. Hy het erken dat die regte prosedure nie tydens die klopjag gevolg is nie, maar dat hy instruksies gevolg het. So you just allow yourself to be used as a pawn whilst prescripts that you are aware of are being flouted. Is that what you are telling us? Chair, if you said I'm allowing myself to be used as a pawn. Fine, they may have been giving the instructions, but you two actually participated in what was being done. Did you not handle the bags? For example, I'm just giving one example. I did. You handled the bags, yes. And even after the end, you loaded them onto the ORS vehicle. Did you not? I did. Dit blyk asof kolonel Jacob Sibiwe gekies het omdat hy onervare is. They deliberately chose somebody who is clueless about these types of matters so that you wouldn't question them even when they are doing something improper. What is your comment, if you have any? I wouldn't know. I trusted that they are there as experienced people. They will know what to do. Die kommissie sitting duur Maandag voort. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting binnekort die land toespreek oor die regering se benadering tot die bestuur van migrasie. Die minister in die presidentskap, Kumbutso Ntshavheni, het dit bekend gemaak tydens 'n media-konferensie oor die uitkomste van die kabinetsvergadering wat Dinsdag plaasgevind het. Ntshavheni sê die kabinet het 'n omvattende benadering tot migrasie ontvang en goedgekeur wat die interministeriële komitee oor migrasie ontwikkel het. 'n Nasionale aksieplan oor migrasie is ook goedgekeur. Government has been for the longest time ceased with work to deal with migration. And we have been consolidating that work, but we'll leave the details of this comprehensive approach to be explained and outlined by the President to the nation. Ntshavheni het verder die regering se standpunt oor die March and March beweging beklemtoon. South Africans have the right to protest. And they can march in terms as provided for by the Constitution. But South Africa have no right to take the law into their own hands. And as we have indicated before, there's nobody who's going to do a shutdown of this country. And we must be very clear about that.
Die kabinet het ook bevestig dat die e-tolstelsel in Gauteng amptelik geskraap is. Gauteng se motoriste sal ook nie meer aanspreeklik gehou word vir e-tolskuld nie. This follows government's decision to discontinue the electronic tolling system on the GFIP, which took effect from 12 April 2024. Cabinet noted the recommendation by the SANRAL to write off debt owed by road users who did not pay, and that National Treasury will service this debt, and that the road users who paid 12 fees will not be refunded because this was the law at the time. Die kabinet het alle stemgeregtigde kiesers aangemoedig om te registreer tydens die opkomende registrasie naweek wat van 20 tot 21 Junie plaasvind. Die Suid-Afrikaanse regering beoog om Lenacapavir aan meer as 3 miljoen Suid-Afrikaners oor die volgende 4 jaar beskikbaar te stel. Die langwerkende HIV-voorkomingsinspuiting wat 2 maal per jaar toegedien word, sal na verwagtinge beduidende rol speel in die voorkoming van nuwe HIV-infeksies reg oor die land. Volgens president Cyril Ramaphosa is die regering daartoe verbind om te verseker dat toegang tot die inspuiting uitgebrei word na almal wat dit nodig het. Ramaphosa het die bekendstelling van Lenacapavir beskryf as 'n historiese stap in die stryd teen HIV-vigs. To us, it represents a major turning point in South Africa's national story. It represents one of the most significant scientific breakthroughs since the advent of antiretroviral treatment. And as we all know, we are the one country in the world that has carried the heaviest burden of HIV/AIDS. Volgens Ramaphosa is die inspuiting, wat elke 6 maande toegedien word, 'n wetenskaplike deurbraak wat daarop gemik is om nuwe HIV-infeksies te voorkom en die epidemie te help beëindig. It expands choice, it strengthens dignity, and it empowers people to take control of their health and also control of their own future. Lenacapavir sal aanvanklik by 360 openbare klinieke in 23 distrikte met 'n hoë voorkoms van HIV-infeksies beskikbaar gestel word. Die regering, in samewerking met vennote soos die Global Fund, sal poog om teen die einde van 2027 tot 1 miljoen mense en oor die volgende 3 jaar tot 3 miljoen mense te bereik. Die openbare uitsaaier se befondsingsmodel en die afname in die betaling van televisielisensies was van die topprioriteite wat die Nasionale Raad van Provinsies se Komitee vir Ekonomiese Ontwikkeling en Handel met die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie en die SAIK in Auckland Park in Johannesburg bespreek het. Die SAIK se operasionele uitdagings en waar die openbare uitsaaier wel vordering maak, is deur komiteelede onder die soeklig geplaas. Die befondsingsmodel was hoog op die sakelys. Die Departement van Kommunikasie sê 'n onafhanklike maatskappy het voorstelle gegee vir 'n aantal nuwe befondsingsmodelle. 'n Verslag hieroor is ook aan die minister van Finansies, Enoch Godongwana, oorhandig vir oorweging. Die komitee se rol is om toe te sien dat alle gelde wat die staat beskikbaar maak, dat ons wel kan sien of die geld gebruik word vir wat dit daar gestel is. Ons het ook dan agtergekom dat die SABC op hierdie stadium 'n bietjie sukkel. Daar is probleme, daar is hurdles wat hulle moet oor kan klim. En sonder die hulp van die komitees, daar's soos ons komitee in die Nasionale Raad van Provinsies en dan het ons die komitee in die Nasionale Raad. Ons moet daar wees om toe te sien dat elke sent wat die staat beskikbaar maak, wel gebruik word tot die voordeel van die publiek daar buite. En ons wil ook nie sien dat die SABC tot niet gaan nie. Samesprekings is ook gevoer oor hoe die SAIK se openbare mandaat versterk kan word, terwyl die openbare uitsaaier steeds volhoubaar kan wees in 'n uiters kompeterende uitsaai-omgewing. Gesondheidswerkers wat iemand moes begrawe wat weens Ebola gesterf het, is aangeval deur woedende inwoners in die ooste van die Demokratiese Republiek van die Kongo. Die gesondheidswerkers moes noodgedwonge die kus agterlaat en vlug,
Minstens 381 gevalle en 63 sterftes is sedert verlede maand in 3 provinsies in die ooste en die noordooste van die land bevestig. Die inwoners was woedend omdat hulle toegang tot die slagoffer se liggaam geweier is. Talle gemeenskappe in die DRK beoefen tradisionele begrafnisrituele wat onder andere behels dat hulle aan die liggaam van die oorledene moet vat. Die praktyk word egter verbied vir diegene wat weens Ebola sterf, aangesien die virus hoogs aansteeklik is. Die regering sê meer soldate sal ontplooi word om gesondheidswerkers te beskerm. Intussen is 3 nuwe Ebola gevalle in Uganda bevestig en nog 'n persoon het gesterf. Die nuus in Afrikaans gaan net hierna voort. Bly gerus ingeskakel. Welkom terug. Uiterste weerstoestande het groot skade aan verskeie dele van Botshabelo in die Vrystaat berokken. Die erge storm en sterk windspoed het talle huise beskadig en families sonder heenkome gelaat. 'n Ernstige weerwaarskuwing is vir sommige provinsies in die land uitgereik, insluitend die Vrystaat. Gemeenskappe is gewaarsku oor moontlike skade aan infrastruktuur, as ook oorstromings in laagliggende gebiede en brûe. Dit terwyl inwoners sê hulle huise is reeds erg beskadig. When this storm took place, it affected about 15 houses in my ward. More than 15 houses are affected. That's why today we are here with various stakeholders, municipal disaster management and Red Cross are here to come and see how best can we be assisted as community of Ward 29 here in Botshabelo. Die Rooikruisvereniging sê hy sal 'n verslag saamstel en aan die departement van onderwys voorlê nadat een van die skole in die gebied beskadig is. We are here to conduct an assessment first, and then that will be followed up by a verification. And then after that, we will then provide humanitarian relief for the affected communities within 3 areas in Botshabelo, which is J sections, C1 and C2. Inwoners word gemaan om warm te bly terwyl die kook na verwagting nog verder sal daal. Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit sê meer as 21 wyke is geraak deur oorstromings en stormverwante voorvalle sedert swaar reënweer die week begin val het. Van die gebiede wat die hardste getref is Missionvale, Kariga, Motherwell, KwaNokolo, Wolmer Location, New Brighton en verskeie informele nedersettings wat oorstroom is. Rampbestuurspanne bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag en bied verligting aan gemeenskappe wat geraak word. Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit doen 'n beroep op motoriste en inwoners om waaksaam te bly en oorstroomde paaie en laagliggende brûe te vermy. Geen beserings of sterftes is tot dusver aangemeld nie. Die polisie het die liggaam van 'n man gevind wat Woensdag aand in die Waboomskraal omgewing net buite George deur vloedwaters meegesleur is. Die 40-jarige man se liggaam is in die Kliprivier in die Wes-Kaap gevind. Die giere weer wat Dinsdag in beweeg het gelei tot swaar neerslae, vloede en rotsstortings in sekere dele langs die tuinroete. Sowat 200 mm reën is in sekere gebiede gemeet. Inwoners in laagliggende gebiede is as voorsorgmaatreël ontruim in geval riviere hulle oewers oorstroom. En 'n video het soos 'n veldbrand op sosiale media versprei waarin 'n e-taxi bestuurder in Kwantengezi, Wes van Durban, aangerand word. Die polisie sê dit dui op 'n gebiedsgeskil nadat taxi-operateurs hulle dienste gestaak het nadat hulle voertuie gekonfiskeer is. Groot dele van die gebied was onbereikbaar weens die paaie wat met brandende bande versper was. 3 veiligheidswagte is in hegtenis geneem weens die aanranding van die e-taxi bestuurder. Die KwaZulu-Natalse Raad vir E-taxi-dienste sê spanning tussen sy operateurs en taxiverenigings duur voort. Die raad doen 'n beroep op die regering om dringend in te gryp. Kom ons kyk nou hoe die markte die week afgesluit het. Ons sportsegment volg net hierna, asook die weer vooruitsigte vir môre. Ons sien jou nou weer. Bafana se laaste opwarmingswedstryd vir die FIFA Wêreldbeker toernooi vind môre aand om 11 uur SA tyd plaas.
Geen toeskouers gaan toegelaat word tydens die wedstryd teen Jamaica by die Hidalgo Stadion in Pachuca in Mexico. Jamaica is 71ste op FIFA se wêreldranglys en Bafana 60ste. Bafana kon nie sy laaste 4 wedstryde wen nie en hoop om met die wedstryd momentum en selfvertroue te bou. Suid-Afrika kom donderdag te staan in die openingswedstryd teen medegasheer Mexico. En dit bring ons aan die einde van die Vrydag aand bulletin. Ons groet met beeldmateriaal van die sneeu wat sedert gister geval het in die Sani Pas. Die enigste pad wat KwaZulu-Natal en Lesotho met mekaar verbind oor die Drakensberg is gesluit na swaar sneeuval en gure weerstoestande. 'n Rampbestuurspan is ontplooi om motoriste by te staan wat dalk gestrand is. Motoriste word gemaan om alternatiewe grensposte te gebruik totdat die pas weer oopgestel is. Wees warm en veilig. Totsiens tot môre aand. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag gaan betref bewolkte toestande kan verwag word oor die grootste dele van die land met enkele buie wat voorkom in die Oos-Kaap en sneeuneerslag wat verwag kan word in Lesotho, dele van die Vrystaat asook die verre noordelike dele van die Oos-Kaap. Kom ons kyk nou na môre. Oggendmiskolle kom voor in dele van Limpopo, asook in KwaZulu-Natal en in Mpumalanga en asook in dele van die Wes-Kaap en dit kan sig belemmer. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens vir stewige sneeuneerslag en dit kom voor in die verre noordelike deel van die Oos-Kaap, dele van Lesotho asook in dele van die Vrystaat. Rowwe see toestande kan ook verwag word langs die seekus of langs die suidkus, so wees asseblief versigtig en dit kan lei tot navigasieprobleme. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n koel dag kan verwag word, temperature onder 20 grade kom voor, Pretoria het 'n maksimum van 18 en 'n minimum van 3. In Limpopo 'n koel dag kan verwag word, Messina het 'n maksimum van 23 en 'n minimum van 10. Polokwane se minimum is 6 met 'n maksimum van 18 grade. Dan beweeg ons na Mpumalanga, gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word in hierdie provinsie. Anders dit koel, Carolina se maksimum is 14 asook Secunda. Dan beweeg ons na KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolkte toestande kom voor. Dit is ook koel in hierdie provinsie. Vryheid het 'n maksimum van 18 asook Pietermaritzburg. Durban se maksimum is 15 en 'n minimum van 22. In die Oos-Kaap onthou asseblief die weerwag wat uitgereik is vir stewige sneeuneerslag in die verre noordelike dele in hierdie provinsie. Dit is koud in hierdie provinsie. Willowmo se maksimum is 14 met 'n minimum van 3. Gqeberha het 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 19 grade. In die Wes-Kaap 'n koeldag kom voor. Beaufort Wes se maksimum is 15 grade. Vredendal se minimum is 7 en 'n maksimum van 21. Kaapstad se maksimum is 18 grade. Dan beweeg ons na die Noord-Kaap. Dit is koel tot warm. Appington se maksimum is 20 grade, minimum van 2. Calvinia se minimum is 1 en 'n maksimum van 16. Terug na die binneland in die Vrystaat. 'n Koue dag kan verwag word as gevolg van die sneeuneerslag. Welkom se maksimum is 14 en Bloemfontein se maksimum is 13 grade. Dan laastens Noordwes, 'n koel dag kan verwag word. Rustenburg en Appington en Mahikeng eerder se maksimum is 18 grade. Dis en al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.